Goeiedag allemaal. Goeiedag. Goeiemorgen. Ek dink ek gaan nie met 'n gebed begin. Maak net toe die oë. Ons almagtige God, die Hemelse Vader, groot is U naam, U liefde en U genade, U koninkryk en U denke ver ons verstand verhewe. Dankie dat jy uit die almagheid met ons as nietige mense bemoeienis maak. Dankie ons Hemelse Vader dat ons op 'n Saterdagmôre hier kan saam by mekaar kom tot eer en verheerliking van U naam. Here, gee so hier waar gespreek word, dat daar slegs die waarheid gespreek sal word en dat ons ore slegs ontvanklik sal wees vir die waarheid. Baie dankie ons Hemelse Vader. Dankie in Jesus se naam. Amen. Ek is Wim Botha, ek hoor jou toe die skop, so eentjie vandaan. En ek wil net dankie sê vir elkeen die teenwoordig en alles so voorreg vir my vandag voor julle te kan staan. Ek gaan vandag baie skrif vir julle gee, die mense wat op die groep app is, al die skrif is reeds op 'n app gelaai, die mense wat daar van daar af wil lees, dan hoef hulle nie elke keer in die Bybel na te slaan nie. Dit is, daar mag dalk spelfoute wees, ons het gesien by die copy and paste, baie keer dan gooi spelfoute, ons moes ook nou copy and paste lyk my, om op die groep te gooi, so hy mag dalk spelfoute gooi. My weergawe het nie spelfoute so ver ek weet. Ek wil praat oor die twee koninkryke, die koninkryk van lig en die koninkryk van duisternis. Ek het baie skrif, so die mense kan net saam met ons kyk, die mense wat 'n selfoon het. Ek begin met die koninkryk van lig. Die Here het sy troon in die hemel gevestig en sy koninkryk heers oor alles. God die Vader het alles geskape, sê Paulus, God die Vader het alles geskape deur Jesus Christus. 1 Johannes, daar skryf die mense wil 1 Johannes 1, heel voor in Johannes, dan begin Johannes daar en sê, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord is self God. Alle dinge is deur hom geskape en nie een ding is geskape sonder hom nie. God die Vader het alles geskape deur Jesus Christus. As ons gaan kyk in Genesis, toe God die mens geskaap het God gesê, laat ons 'n mens skape na ons beeld. Nie dat God die Vader net gesê dat ek 'n mens skape na my beeld nie. Hy het vir Jesus Christus gesê, laat ons 'n mens skape na ons beeld. God die Vader het alles met Jesus saam Jesus beplan en het alles saam met hulle geskape. Die tweede een is, die eerste een wat ek gelees het, was Psalm, ek weet nie of ek die Psalm vergeet nie, Psalm 101 vers 53 vers 19. Die Here het sy troon in die hemel gevestig en sy koninkryk heers oor alles. Die volgende een is Psalm 24. Dit is ook die 53 vertaling, 'n Psalm van Dawid. Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon. Die aarde behoort aan die Here en die wêreld. Ons gaan nou kyk, hierso praat hy van die aarde en die wêreld behoort aan die Here. Ons gaan 'n bietjie later lees waar die koninkryk van duisternis, die Satan, hoeveel mag het hy oor die wêreld? Ons gaan daarby ook uitkom op goeders. Maar hier sê hierdie Psalm, dit is koning Dawid, dis 'n Psalm van Dawid, ja, sê die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan en die wêreld en die wat daarin woon. Ons gaan net op die Satan se gedeelte uitkom, hoeveel mag die Satan het en al sy mag het hy by God gekry. Of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie? Hierdie is baie belangrik om ook te weet, nou, dis in vandag se tyd, lewe ons 'n tyd, ek gaan met die versie ook uitkom waar daar oor praat, dat mense vir hulle mense aanstel as predikers om hulle in die gehoor te streel, om vir hulle te vertel wat hulle wil hoor. Elkeen gaan na die kerk, ons gisteraand ook oor kerk gepraat, almal gaan na die kerke toe, wat volgens hom reg is, maar baie gevalle is dit nie volgens hom wat hy uit die skrif, uit die Bybel verstaan nie, maar wat hy glo, wat hy dink hier binne hom reg is, en ja, ons wil net seker maak ons word deur die Heilige Gees gelei. Anders te maak 'n mens baie maklik foute.
dat hulle die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Moenie dwaal nie, geen hoereerders of afgodsdienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God nie beerwe nie. Daar word nie as predikers gesê, en dit staan so in die skrif ook, glo en jy sal gered word. Maar 'n mens moet glo in die regte sin van die ligsdien. Dit glo ek die vers is ook opgeskryf daar waar ons dan kon kyk en goed is ons gaan daarby uitkom, waar Johannes die doper, getuienis van Johannes die doper, hy sê, hy wat glo sal gered word. Maar hy wat Jesus Christus ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien en die toorn van God bly op hom. Daai geloof is 'n gekoppel aan gehoorsaamheid. Dis nie sommer net ek glo Jesus was op die aarde, ek glo Jesus my sondes gesterwe nie. Dis 'n gekoppel aan gehoorsaamheid. Ons gaan baie by gehoorsaam uitkom met al hierdie Bybelverse. Hier is ook Paulus, baie mense kry uit Paulus se boeke, veral Paulus se boeke. Ek is seker of hierdie sisteem reg is nie. Baie mense kry uit Paulus se boeke. Dan gaan ek dalk nog my kyk, dit klink weg is. Ja, gaan nie aan. Ek Is wil die net klank kyk reg? of dit dalk 'n ander net wat hierdie wat dan kan jy maar daai is van kan jy hierheen vir ons aankry? Is hy aan? Hallo? Baie mense haal gewoonlik uit Paulus se skrifte uit, dan dit gaan oor die wet. Ek loop net nou reg, afsluit. Dankie. Baie mense haal gewoonlik uit Paulus se skrifte uit, dan kry hulle in Paulus se skrifte dat jy die wette van God nie meer hoef na te kom goed nie, maar as omdat hulle Paulus verkeerd verstaan. Petrus praat daarvan, mens kan net daarna gaan en sy Petrus se boeke gaan kyk, waar Petrus verwys na hierdie broeder van hulle wat die Here 'n spesiale gawe gegee het. Die Here het hom 'n spesiale gawe gegee van wysheid. En dan sê maar Paulus skryf goed en dan mense lees dit en hulle verstaan nie altyd vir Paulus nie. So wanneer die skrif moet soos 'n legkaart wees. 'n Mens moet die skrif kan vat en jy moet die skrif kan vat en al die skakels moet in mekaar inpas. As dit nie in mekaar inpas nie, as dit bots, moet jy weet iewers te verstaan jy iets verkeerd. Iewers is daar 'n misverstaan. Ons gaan by die vers ook uitkom wat Jesus vertel van die Satan. Hy sê wat hulle beweer hy dryf deur Beelzebul se duiwels uit en hy sê as die Satan teen homself verdeeld is, hoe sal sy koninkryk kan bly bestaan? Dieselfde met die skrif. Die skrifte gaan nie teen mekaar bots nie. As die skrifte teen mekaar bots, moet 'n mens gewoonlik weet ons verstaan iets verkeerd. Ons moet gaan kyk iewers is daar 'n misverstaan. Ons moet gaan kyk, gewoonlik is dit by Paulus se boeke waar daar grys areas is waar die mense Paulus verkeerd verstaan. Ek het baie verse van Paulus wat hy wel sê, hy self sê ons moet die wette van God gehoorsaam. So hy sal nie teen homself praat nie. Die ander gedeeltes moet ons gaan kyk, ons verstaan dit net verkeerd. Ons moet gaan soek en kyk waar is die misverstand. Hier sê Paulus self wat sê 1 Korintiërs 7 vers 19. Die belydenis is niks en die onbesnedenheid is niks. Die besnydenis is niks en die onbesnedenheid is niks, maar die onderhouding van die gebooie van God. Hier is Paulus self wat praat van, hy sê dit beteken niks om besny of onbesny te wees nie. Wat belangrik is die gebooie van God, die onderhouding van die gebooie van God. Want in Christus Jesus het nog die besnydenis, nog die onbesnedenheid enige krag, maar 'n nuwe skepsel. Ek gaan nie elke keer die verse sê nie, mense kan net later gaan kyk, dit is alles op die app, op die groep app. Die besnydenis is niks en die onbesnedenheid is niks, maar die onderhouding van die gebooie van God. So die gebooie van God is baie belangrik. Want in Christus Jesus het ons nog die besnydenis, nog die onbesnedenheid enige krag, maar 'n nuwe skepsel. Daarby nou net gesê,
besnydenis is niks, onbesneden is niks, maar hy het gesê die gebooie vir God, hier sê hy weer 'n nuwe skepsel. Ons moet verander word. Paulus praat ook daarvan, ons gaan net in die vers lees wat Paulus praat van, hy sê, toe ek 'n kind was, 'n gedimse kind, gereneerde kind, maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. In 'n beginstadium, 'n beginseisoene van 'n mens se lewe is waar ons baie in onkunde is. En ons gaan ook oor verse daaroor ook kry, maar nie daaroor praat ons nou verse daaroor ook lees, want ons onkunde is en goed is. Maar ons moet in 'n nuwe seisoene kom van ons lewe. Ons kan nie in die seisoen bly van onkunde nie. Julle kan nie die beker van die Here drink en die beker van die duiwels nie. Julle kan nie aan die tafel van die Here sit en aan die tafel van die duiwels nie. Hierdie is, as 'n mens, hierdie belangrike uitnodiging, jy ontvang die belangrikste uitnodiging van jou lewe, na 'n diner, na 'n fees toe, jy gaan na 'n fees toe, en die koning het jou uitgenooi om aan sy tafel te kom sit, die koning van hierdie koninkryk van lig, nooi jou om aan sy tafel te kom sit, en ons kom sit aan die koning se tafel. Ons kan nie gedurende die ete vir die koning sê, verskoon my, ek wil net gou gaan 'n draai gaan maak by die koninkryk van duisternis en aan die Satan se tafel gaan sit nie. Wanneer die koning ons genooi het, moet ons aan sy tafel bly dag en nag. Dit wil sê ons kan nie die koning se wette, die wet van geregtigheid nakom en op 'n stadium dan weer die wet van sonde. Dan doen ons weer die wet van sonde nie. Dit maak net nie sin nie. As 'n mens die twee koninkryke en goed, dus ons moet besluit vir watter span wil ons speel. As ek vir die koninkryk van lig wil speel, die mense wat nou rugby of een of ander sport gespeel het, goed is wat 'n spansport gewoonlik is, of ander sporte, of vir die afrigter te wys, man, ek steek my hand op, ek wil deel wees van hierdie span, ek wil ook in die span wees. Ten minste moet ons die reëls ken van die spel. Ons moet die reëls ken. As jy nie die reëls ken nie, hoe kan jy vir die span wil speel? So as jy die koninkryk van lig, as jy in sy span wil speel, dan moet jy ten minste die reëls ken, en dit is alles in die Bybel aangeteken. So ons moet gaan en die Bybel gaan bestudeer om vir Jesus te wys, die koning vir die koninkryk van lig, of hom te wys, ek steek my hand op, ek wil deel wees van jou span. Ons moet die reëls ken, en dis waarby ek uitkom met hierdie verse wat ek wil deurgee. Van die verse is 'n paar verse wat ek wil hê, dat die mense net 'n gedagte moet hou oor hoe werk die koninkryk van lig, hoe werk die koninkryk van duisternis, waar pas hy in, dat ons net weet, in die weermag was ek nou offisier gewees, en daar het ons geleer, ken jou vyand, jy moet jou vyand ken, jy kan nie teen die vyand oorlog maak, as jy hom nie ken nie. Die Bybel sê, Jesus Christus het vir ons gesterwe aan die kruis, toe ons nog vyande van God was, wanneer ons die Satan se wet, die wet van sonde, gehoorsaam, op daai oomblik, is ons in vyandskap met God. God se wet is die wet van geregtigheid. So ons moet besluit watter reëls wil ons speel. Dit help nie ek kan bid vir Jesus en ek bely sy naam en alles, maar ek speel volgens die reëls van die Satan nie. Ek kan nie Satan se wet, die wet van sonde nakom en dink ek is deel van die koninkryk van lig nie. Ek moet kies vir watter span wil ek speel. Ek kan nie vir al twee spanne speel nie. Jesus sê as ons lou is, gaan hy ons uitspoeg. So ons moet besluit vir watter span wil ons speel en daar volgens daar bly. Ons kan nie rondspring, 'n bietjie koninkryk van lig, bietjie koninkryk van duisternis. Jesus stel nie belang daaraan nie. Sy standaard is baie hoog. Hy sê as jy lou is, gaan ek jou uitspoeg. Ons moet besluit vir watter span wil ons speel. Die Satan het nie 'n probleem nie. Sy mense kan kerk toe gaan, sy mense kan Bybel lees, hulle kan Jesus aanbid, hulle kan doen wat hulle wil, solank hulle net een of ander tyd ook sonde doen, solank hulle die wet van sonde nakom. Dan is hy tevrede, sy standaard is baie laag. Daar sal altyd plek wees vir enige iemand wat nie 'n plek in die koninkryk van lig het, daar sal vir hom plek wees in die koninkryk van duisternis. Hulle sal saam met die Satan in die hel toe gaan. Ons moet seker maak dat ons die mense wat wel deel van die koninkryk van lig wil wees, moet seker maak dat jy volgens sy reëls speel. Moet seker maak jy het 'n persoonlike verhouding met die koning, want hy wil baie graag 'n persoonlike verhouding met elkeen van ons hê. Hier sê Paulus, dis 1 Korintiërs 13 vers 11. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. Ons moet in 'n volgende seisoen kom. Ons kan nie in ons denke volgens my nou hoe ek dit sien,
Ek wil vir elkeen die voorreg gee, dit wat ek sê goed is, hoef nie alles te vat en goed is, van dit wat ek sê mag interpretasie wees. Nee, ek wil die voorreg gee, glo soos jy glo, vat wat jy wil vat, maar net so gaan ek ook sê wat ek glo. En ek gee dit voorreg, julle hoef nie te vat en goed is nie. Klas en besluit wat vat julle, wat los julle. In die Bybel gaan soek. Elkeen moet nog steeds in sy eie... Elkeen moet in die Bybel gaan soek. Dit wat ek sê goed is, as daar iets is wat goed is, vat dit. Dit wat nie goed is nie, los. Maar gaan soek in die skrif, gaan kyk, maak seker wat ek sê of dit reg is. Elkeen moet self besluit. En dan is dit Handelinge 17 vers 30. God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense, gee opdrag, verkondig nou aan al die mense oral, dat hulle moet bekeer. God het die tye van onkunde oorgesien. Volgens my, wanneer 'n kindjie gebore word, daai kindjie word in onskuld gebore. Die Bybel sê ons word in sonde gebore en ontvang. Hoe ek dit glo en sien, is ons word in sonde gebore en ontvang. Daai kindjie is nie die sondaar of die sondige nie. Hy word in die sondige wêreld gebore en ontvang. Dis nie die kind wat die sonde het nie. Daai kind word onskuldig gebore. 'n Mens kan eers sonde doen wanneer jy tussen goed en kwaad kan onderskei. Party mense praat daar van 5 jaar, dalk 6, 7 jaar. 'n Mens kan eers begin sonde doen wanneer jy tussen goed en kwaad kan onderskei. Daai kind word half onskuldig gebore, maar dan kom op 'n punt goed is wat jy tussen goed en kwaad kan begin onderskei en dit is wanneer sonde vir ons gereken word as sonde. Dan word sonde. Ons gaan verse by verse ook uitkom waar Jesus daaroor praat en goed is oor wanneer dit sonde word. Handelinge 26 vers 18. Om hulle oë te open dat hulle van die duisternis tot die lig, die koninkryk van duisternis na die koninkryk van lig kan bekeer en van die mag van die Satan wat die basies die koning van die koninkryk van duisternis is tot God kan bekeer. God die Vader wat die God van die koninkryk van lig is. Jesus is sy koning, God is die God van die koninkryk van lig. Sodat God die Vader, sodat hulle deur die geloof in my vergifnis, sodat hulle deur geloof in my vergifnis van sondes en 'n erfdeel onder die geheiliges kan ontvang. Daarom koning Agrippa, was ek aan die hemelse gesig nie ongehoorsaam nie, maar ek het eers aan die mense van Damaskus en in Jerusalem en in die hele land van Judea aan die heidene verkondig dat hulle tot inkeer moet kom en hulle tot God bekeer deur werke wat by die bekering pas. So die bekering is baie belangrik. Jesus praat ook daarvan, hy sê vir sy disippels gaan en verkondig die nuwe blye evangelie van bekering van sondes en vergifnis van sondes. Sonder bekering is daar geen vergifnis nie. Ons moet eers by bekering uitkom. En wanneer bekering is, wanneer ons die sonde laat staan en oorgaan van die koninkryk van duisternis na lig toe, dit is wanneer ons by die punt kom wat daar vergifnis is. Anders is daar, ons kan nie in 'n buite-egtelike verhouding of pornografie of iets vasgevang wees en dink daar is enige vergifnis. Daar's geen vergifnis nie. Ek het in een van die eerste goed wat die koning vir my deur sy genade met my gespreek het hy vir my gesê, 'n slaaf het geen status in my koninkryk nie. En hierdie slaaf is 'n slaaf van sonde. 'n Slaaf het geen status in my koninkryk nie. Ons moet nie dink ons kan enige van 'n verslawing wees en dink daar is vergifnis nie. Ons moet by bekering kom, ons moet daai sonde laat staan. Handelinge 2 vers 38 en Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Hier is 'n baie sterk stelling. So weet wat Petrus maak hier. Petrus is die persoon vir wie Jesus sê, Simon, Petrus, vir jou gee ek die sleutels van die koninkryk. Wat jy op die aarde bind, sal tot in die hemel gebind wees. Wat jy op die aarde ontbind, sal tot in die hemel ontbind wees. Dit wil sê, Jesus het vir Petrus natuurlik onder leiding van sy Heilige Gees vir Petrus die mag gegee om wet op die aarde te maak. En hier sê Petrus wat 'n baie sterk stelling, dit is 'n basiese belofte wat saam met dit kom is. Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word
in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. En julle sal. So vir ons om by ons roeping te kom in God se koninkryk en goedes. In die meeste gevalle is ons moet eers gedoop word. Wanneer ons gedoop word, ontvang ons die gawes van die Heilige Gees, of dit nou profesie is of duiwels uitdryf, wat die gawe ook al is. En daai gawes is daar vir ons om diensbaar te kan wees in God se koninkryk. God help ons en rus ons toe om diensbaar in sy koninkryk te wees. Dit gaan om mekaar te bedien met daai gawes. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid. Hierdie is alles die werke van die vlees. Ek noem dit Satan se gifappeltjies. Dis die Satan se gifappels. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloesheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge. Waarvan ek julle vooral sê, soos ek julle vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. So, ons kan nie net sê, ons moet glo, en ja, ek glo Jesus was op die aarde en ek dink ek gaan gered word. Of ek glo Jesus vir die sondes se sterwe en ek dink ek gaan gered word nie. My hele lewe moet daarvan getuig. So, party mense vat een versie van Paulus en dan sê hulle met glo nie sal gered word en hulle blaas dit op en hulle hardloop maar daai vers en hulle kom nie by die waarheid uit dat ons die pad moet stap nie. Ons moet die pad stap. Maar die vrug van die Gees is blydskap, liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. So dit gaan oor die koninkryk van lig en die koninkryk van duisternis. Die werke van die vlees is deel van die koninkryk van duisternis. En dan die vrugte van die Gees, dit is nou weer, dit is deel van die koninkryk van lig. So ons moet besluit, ons moet die reëls ken, om te weet vir watter span wil ek speel. Ek kan nie vir Jesus sê, Jesus, ek wil deel van die koninkryk wees, maar ek ken nie eers die reëls nie. Ek moet gaan kyk wat die reëls is, en die reëls begin toepas. Jesus het vir my, op 'n stadium met Jesus vir my gewys, dat hy, die Satan sit by ons, hy sit soos 'n skaakspel, wat tussen ons en die Satan staan. Hy sit dan hierdie skaakspel, met die pionne en al die perde en alles wat daar staan en goed is, en dan begin ons teen die Satan skaak speel. En die Satan sit daar so en hy begin 'n paar pionne rondskuif en goed is, en op 'n stadium rekke uit, dan sit hy so selfvoldaan, sit hy so selfverseker, sit hy in 'n rek so uit. En op daai stadium en goed is, om by die Satan by daai punt te kom en goed is, wil hy net 'n voet in die deur hê. Dis al wat hy wil. Hy wil 'n voet in die deur hê van ons lewens. Hy wil 'n voet in die deur hê. As hy 'n voet in die deur van ons harte kry. En dit is deur sonde, 'n klein sonde. My maat op 'n stadium met Jesus vir haar gesê, niks is nie niks nie. Niks is nie. Daai wat ons sê, ag man, dis nou niks. Dit is daai kaf wat ons dink dis nou eintlik niks nie. Die Satan vat dit en hy kla ons aan by Jesus Christus. Daar in Openbaring praat hulle van die Satan kla ons aan by God, dag en nag. Die Bybel praat van Jesus sê vir sy disippels, die Satan het 'n vurige begeerte om julle te sif. Die ander evangelie sê, die Satan dring daarop aan dat julle gesif moet word. Hy soek sy deel. En die Satan is baie verwaand en goed is. Hy weet en hy ken die skrif beter as wat ons die skrif ken. En hy gaan vir Jesus sê, Jesus, jy het gesê as iemand lou is, gaan jy hom uitspoel. Daar het die persoon 'n sonde gedoen. Moenie dink die Satan gaan los nie. Hy soek elke een wat hy kan kry om saam met hom na die tweede dood te gaan. As die Bybel praat van die sonde, die loon van die sonde is die dood. Daai dood is nie soseer die dood van die graf nie. Almal van ons gaan na die graf toe. Dis nie soseer die dood van die graf nie. Dit is waar Openbaring praat, die poel van vuur. Dit is die tweede dood. Daai tweede dood, dit is wat die mense waarlik op die einde van die dag, want ons kan nog vergifnis ontvang en goed. Ons moet net by bekering kom. Bekering, vergifnis en dan is ons gered en dan gaan ons ewige lewe beerwe. As ons die wedloop vir Jesus hardloop. Dit geld vir die mense wat die wedloop vir Jesus hardloop.
sagmoedigheid, selfbeheersing, teen sulke dinge is die wet nie, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Galasiërs 6 vers 7, moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Hy wat in die vlees saai, sal in die vlees die verderf maai, maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maai. Hebreërs 10. Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir ons meer oor nie. Maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teenstanders sal verteer. So, dis nie net van glo nie, ou moet daai glo moet nou besef, daar's baie meer wat in diepte wat die woord glo beteken. Ons kan nie as ons opsetlik sondig en goed is daar nie eens meer 'n offer vir ons oor nie. Die offer is Jesus se bloed. Daar is nie 'n ander offer nie. As ons opsetlik sondig, dan is ons verlore. Gaan ons help doen. Behalwe wanneer ons met bekering kom. Want soos die liggaam sonder die gees dood is, so is ook die geloof sonder werke dood. Soos die liggaam sonder die gees dood is, so is ook die geloof sonder werke dood. Die liggaam sonder die gees. Die gees volgens my, die gees wat die Here my geplant het, dis hoe ek dit glo en verstaan. As 'n mens gaan kyk, die Bybel sê ons bestaan uit 'n liggaam, 'n siel en 'n gees. Almal weet wat die liggaam is. Niemand wonder oor wat die liggaam is nie. Maar as ons gaan kyk, baie keer gaan hulle sê iemand is geestesverstoord en dan stuur hulle hom na sielkundige toe. Dit maak nie regtig sin twee bewoordings nie. Wanneer ons sou jy iemand in ICU gaan besoek, die mense wat dalk in 'n ICU al was. As jy in die ICU instap of goed is en jy sien die persoon daar, die persoon jy weet, okay, kom ons sê nou maar dit is 'n Piet, daar lê Piet. Die liggaam, jy kan die liggaam sien, dit is Piet. So niemand wonder oor die liggaam nie. Dan die siel en die gees. Daai persoon, as sien die persoon haal asem. Dis 'n lewende siel. Die Here sê daar in die Ou Testament, daar in boeke van Deuteronomium, Exodus, Levitikus, Deuteronomium, daar sê die Here, die mens mag die bloed van die dier nie drink nie, want dit is sy siel. Die siel is die lewe. Die siel is die lewe. So as jy 'n persoon sien, hy haal asem, dan is dit 'n lewende siel. Daai liggaam lewe, dis die siel. En dan die gees, wat baie mense sê, die gees sit hier, en ek het al baie mense gehoor wat in relasies is. Die gees, daai persoon kan deur masjiene in ICU, die masjiene kan hom aan die lewe hou. Sy gees kon reeds die liggaam verlaat het. Dit het alles te doen met die brein, dit het alles te doen met die denke. As daai persoon sit te denke, sy gees, sy liggaam verlaat, is sy liggaam dood, soos wat die versie vir ons hier sê. Want soos die liggaam sonder die gees, as daai gees die liggaam verlaat, as die mense sê hy's breindood, die persoon is breindood, as iemand breindood is, dit is wanneer die gees die liggaam verlaat. Dan kan hy liggaam nie meer self funksioneer nie, dan hou hulle baie keer met die masjiene aan die gang, aan die lewe. En dit is soos ons gisterand gehoor het, die hart. Die hart, as die Bybel praat van die hart, praat hy van die gedagtes van die hart. Die Bybel praat van die gedagtes van die hart. Dit is ook alles te doen met die brein, met die denke. Dit is ook die gees. So die Bybel praat van die gees. En dan wil ek net vir die mense noem wat ons het nou gelees hierso van die wêreld. Ons gaan nou lees van die Satan, die gedeelte waar die Satan inkom in die wêreld en goed is so, en hoeveel mag hy oor die wêreld. Wanneer die Bybel praat van die wêreld, die bekendste vers in die Bybel is Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie sal verlore gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want so lief het God die wêreld gehad. Daai wêreld is nie die bome, die res van die plante, berge, oseane, dit niks daarmee te doen nie. Dis die mens in sonde. Jesus sê, die geneesheer het gekom vir die siek mense. Hy as geneesheer het gekom vir die siek mense, die sondaars. So hierdie wêreld, wat waarna verwys word, is spesifiek in die meeste gevalle in die Bybel, is dit die mens in sonde.
Wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, dis Jakobus 4. Wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. So sonde begin eers, as jy kan onderskei tussen goed en kwaad, jy weet wat is die goed, jy doen dit nie, dan is dit sonde. As jy nie weet 'n ding is sonde nie, koning Dawid praat ook daarvan, ons gaan net 2 verse kom, koning Dawid praat ook daarvan, hy sê, Here, weerhou my van moeswillige sondes, want dan sal ek onbestraflik wees. As jy 'n moeswillige sonde doen, dan is dit sonde. As jy onwetend 'n sonde doen, jy weet nie, jy dra nie kennis, jy besef nie doen 'n sonde nie, dan is dit nie sonde nie. Want dit is genoeg dat ons die afgelope lewenstyd die wil van die heidene volbring het. Heidene is die mense wat nie glo nie, dit is ongelowiges. Ek weet nie van almal van julle nie, ek dink ons almal sien onsself as Christene. So ons moet nou net kyk hierdie wil van die heidene, wat doen die heidene, en of ons ook deel van die goedes doen, dan moet ons weet, ons moet kies vir watter span wil ons speel. Want dit is genoeg dat ons die afgelope lewenstyd die wil van die heidene volbring het. Deur te wandel in ongebondenheid, dit is as ons lewe asof ons nie lewe en vir die mense moet kan sien, ons is verbind tot God en sy koninkryk. Hulle moet sien, ons is deel van die koninkryk van lig. Ongebondene, dan is ons nie regtig verbind aan hierdie koninkryk nie. Mense weet, kan nie regtig sê, okay, hierdie persoon is 'n Christen nie. As hulle jou sien, moet hulle kan sien, jy's 'n Christen. Soos die Bybel praat van 'n vrou kan net deur 'n handel en wandel, net die manier hoe sy daagliks beweeg en loop en goed doen, kan sy mense tot bekering bring. Sy kan, sonder om 'n woord te sê, net deur wat sy doen, geaardheid en die mense haar sien 'n vrou, kan sy mense tot bekering bring. Want dit is genoeg dat ons die afgelope lewenstyd die wil van die heidene volbring het, deur te wandel in ongebondenheid, begeerlikheid, dis die begeerlikheid van die vlees, dis daai duiwelse gifappeltjies wat ons net van gelees het, dronkenskap, brassery, drinkpartye. Na dronkenskap is daar drinkpartye en ongeoorloofde afgoderry. So baie mense wat hier vandag sit, het nie 'n probleem om na 'n drinkpartytjie toe te gaan nie. Dit voel reg, dit hoort so. My maat op 'n stadium het iemand vir haar geprofeteer by 'n kerk waar ek was. Het iemand vir haar geprofeteer en van gesê, die Here sê hy gaan die toutjies knip. En my ma vertel my agterna die persoon van geprofeteer en wat hy geprofeteer het. Ek sê, weet maar wat dit beteken. En sy sê vir ja, sy dink dit beteken dit. Ek sê nee, maar dis nie wat dit beteken nie. Dit beteken die Here sê hy gaan die familiebande knip. En ek het nie geweet hoekom nie. Ek het net geweet dis familiebande. Die Here het in my geplant, dis familiebande. En daarna hierdie familiebande is hulle geknip. Die bande het baie swakker geword. Op baie stadium was die bande verskriklik sterk, bande het baie swak geword. En ek het agterna vir die Here gevra, maar hierdie familiebande, hoekom moet hierdie familiebande, hoekom moes dit geknip word? Ek verstaan nie hoekom nie. En die Here sê vir my, dit gaan oor selfgeregtigheid of eie geregtigheid. Ons het 'n plan in ons kop en goed is wat is reg en ons lewe volgens daai wet. Ek het gedink dat familiebande is baie belangrik en al hierdie goedes, samekoms, dan het ons by mekaar gekom en ons lekker gebraai en drankies gedrink. En dis eintlik 'n drinkpartytjie. As jy saamkom en daar word gedrink, ek praat nie van as jy rustig dalk 'n biertjie of iets drink, ek wil nie die grense gaan die lyne gaan trek of dit, maar in die meeste gevalle en goedes is dit 'n drinkpartytjie, want daar is drank uitgepak en ons het gedrink vir 'n geruime tyd. Ek praat van dalk 2-3 ure gedrink en lekker gesuier gekuier en gesels, maar ons het nie oor die koninkryk gepraat nie. Jesus wil hê wanneer ons met mekaar kom, moet ons oor die koninkryk praat. Dit gaan oor hom. Ons moet vir mense moet kan weet, ons is deel van sy koninkryk. So as ons daar kom en ons kom by 'n drinkpartytjie, gebruik van die heidene, dan dink ons speel volgens die reëls van God se koninkryk in ons eie gedagtes, selfgeregtigheid en ding is belangrik. Ek het een keer met 'n vrou in die Kaap gepraat en sê sy vir Wim, ek is daai persoon wat die familie probeer bymekaar hou en sy het nie besef nie toe ek dit vir haar vertel en goed is, toe kan ek sommer sien. Hier gaan iets vir haar oop. Hier kom sy agter. Sy's eintlik besig om teen die wil van die Here hierdie familie vir al hulle waardes bymekaar te probeer hou. Maar die Here wil partykeer daai bande knip en goed is. Want dit is vir hom belangriker dat ons besef, ons kom by die punt dat ons besef
ons moet volgens sy reëls, sy koninkryk se reëls speel. Ons kan nie volgens die reëls van die Satan speel nie. En soos ek gesê, wie is hierdie Petrus? Petrus wat hier so praat, dis hy wat praat, is vir hom wat Jesus gesê het, vir jou gee ek die mag basies, om reëls of wette te maak op die aarde. Wat iets op die aarde sal bind, sal tot in die hemel gebind wees, wat op die aarde onbind, sal tot in die hemel onbind wees. Die mag gegee om wette te maak, onder leiding van Jesus se Gees. En van oordeel, dit is Johannes 16 vers 11, en van oordeel omdat die owerste van die wêreld geoordeel is. Die owerste van die wêreld, hier kom ons nou, ook Jesus self wat so praat, en Jesus sê, hy praat van oordeel omdat die owerste van die wêreld geoordeel is, reeds geoordeel is. So, hier is die Satan, die Bybel verwys na die Satan as die owerste van die wêreld. Dis 'n groot sterkstelling. Johannes 14, ek sal nie veel meer met julle spreek nie, want die owerste van die wêreld kom en het aan my niks nie. Weer Jesus wat praat, en hy praat weer van die owerste van die wêreld. Hierdie is 'n baie sterk gedeelte en goed is ook rondom die koninkryk van duisternis, om net te begin agterkom en goed is, waar pas die Satan in God se koninkryk in? Daar kom nog baie verse, maar net om agter te kom, waar pas die Satan in God se koninkryk in? Toe bring die duiwel, dit is Lukas 4 vers 5, toe bring die duiwel hom, Jesus, op 'n hoë berg en wys op al die koninkryke van die wêreld, in 'n oomblikse tyd, en die duiwel sê vir hom, ek sal u al hierdie mag gee, en hulle heerlikheid, want dit is aan my oorgegee, en ek gee dit aan wie ek wil. As u dan aanbid, as u dan my aanbid, sal alles aan u behoort. En Jesus antwoord en sê vir hom, gaan weg agter my Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid, en hom alleen dien. Jesus sê nie vir hom, Satan, jy lieg nie. Daar is 'n tipe van 'n waarheid daarin. Daar's 'n tipe van 'n waarheid daarin. So Jesus sê nie vir hom, Satan, jy lieg nie. Jesus kom op 'n ander hoek en sê, die Here jou God moet jy alleen dien, en hom alleen aanbid. So, hoe dit in mekaar steek en goed is, wanneer ons sonde doen, op daai oomblik dien ons die Satan. Op daai oomblik is ons deel dan, soos die Bybel sê, Jesus Christus is ons sterwe aan die kruis, toe ons nog vyande van God was, toe ons nog die koninkryk van duisternis, want dis God se vyand, die koninkryk van duisternis, toe ons volgens sy reëls gespeel het. So, dis hoekom die Satan dan sê, sien al die koninkryk in hulle heerlikheid, ek het die mag ontvang, om dit te doen wat ek wil, en ek kan dit gee vir wie ek wil. So wanneer ons sonde doen, is ons deel van die koninkryk van duisternis. Ons moet by bekering kom, ons moet die sonde laat staan, sodat ons vergifnis kan ontvang, sodat ons deel kan word van God se koninkryk. Want die Here sal deurtrek om die Egiptenaars swaar te tref, maar wanneer hy die bloed sien aan die deurdruppels, hier is Eksodus 12 vers 23, want die Here sal deurtrek om die Egiptenaars swaar te tref, maar wanneer hy die bloed sien aan die deurdruppel en aan die 2 deurposte, sal die Here by die deur verbygaan en die verderwer nie toelaat om in die huise in te gaan om te slaan nie. Hierdie verderwer is Satan. So Jesus gaan, hy sien die bloed aan die deurkusyn en hy laat die Satan nie toe om in te gaan en dan die volk van Israel se die eerstgeborenes van die volk te slaan en hulle dood te maak. En waar hy dit gedoen het met die Egiptenaars. Jesaja 54. Hier hoor ons dalk iets sien, mense wat hierdie versie nie ken nie, hoe dit in mekaar steek rondom hierdie verderwer. Jesaja 54 vers 16. Kyk, ek het die smid geskaap, is Jesus, wat die koolvuur aanblaas en 'n wapen voorbring volgens sy ambag.
Ook het ek die verderwer geskape om te verniel. So Jesus sê, want Jesus het alles geskape, God die Vader het alles geskape deur Jesus Christus. Jesus sê, ek het die verderwer geskape om te verniel. Dalk nie op dag 1 het Jesus dalk so gevoel toe geskape nie. Ek glo Jesus het op dag 1 almal het alles geskape en gehoop almal gaan die regte besluite wil neem om eendag die ewige koninkryk te beerwe, die ewige lewe te beerwe. Maar ons het almal keuses, ons moet almal kies. En die Satan het gekies om in opstand te kom teen God die Vader en teen Jesus Christus. En ja, en dis hoe Jesus vandag oor die Satan voel. Die verderwer, ek het hom geskape om te verniel. So die Satan, dis waar die koning van die koninkryk van duisternis afkom, die leier van die koninkryk van duisternis, dis waar hy vandaan kom. Jesus Christus het hom geskape en vandag speel hy 'n rol in God se koninkryk. Wanneer daar tigtiging toegepas word, dan staan God terug, want wanneer ons 'n sonnetjie doen, het ons hy deur oopgemaak vir die Satan en dan gee ons vir hom seggenskap in ons lewe. So daar waar ons nou skaak speel teen die Satan en wat ek lekker agteroor gaan sit, selfvoldaan, selfverseker dat hy hierdie skaakspel gaan wen en goed is. Dit is wanneer ons 'n deur vir hom oopmaak. As hy 'n deur oop het, dan weet hy doen seggenskap in daai persoon se lewe. Dan kan hy begin ook input in jou lewe en seggenskap in jou lewe gee. En dis wanneer ons baie keer baie seer kry. Want ons, Jesus wil hê ons moet sy hand sterk maak. Om Jesus se hand sterk te maak, en goed is volgens Jesus se wette wat hy het en goed is, hy gaan die wette nie vir ons verander en goed is nie. Om sy hand sterk te maak, moet ons lewe afseël vir Jesus. Ons moet ons lewe afseël. Daar moenie 'n oop deur wees in ons lewe nie. As daar net 'n oop deurtjie is dat die Satan net sy voet in die deur het, dan het hy ook seggenskap in ons lewe. En dis wanneer ons baie keer seer kry. Dis wanneer die Satan ons begin boelie. Ons moet seker daai deur is afgeseël. Ek het in 'n baie donker nag in my lewe goed voor 'n hospitaalbed gesit en ek het met die koning gepraat en ek was naderhand baie moeg gewees en ek het aan die slaap geraak. En daar wat ek slaap raak, toe sê Jesus vir my, sê vir my, eerste wat hy vir my sê is, ek soek 'n huis. Ons het die vorige dag op die plaas, dis net Saterdag gewees. Ek kry Saterdag geen drank gebruik nie, ek het Vrydag geen drank gebruik. Ons het die Vrydag op die plaas 'n besluit geneem dat daar geen drank meer op die plaas mag kom nie. Ons het nie gesê as iemand gedrink het, mag hy nie terugkom nie. So, ja, ek het daardeur vir my deur opgemaak, oopgelos. Sou ek by 'n drinkpartytjie kom en 'n drankie drink, mag ek terugkom huis toe. Maar ons het nou 'n wet gemaak wat ek volgens wil bly, dan mag geen alkohol op die plaas kom nie. Ek en my werkers daaroor gestem, ons het 'n wet gemaak, meerderheid het gesê geen drank op die plaas nie, want daar was 'n probleem op die plaas. Hulle het my gesê, "Baas, ons kan nie so aangaan nie. Die polisie sê elke naweek by kleier asseblief maak 'n plan." En toe het ek gesê, "Oké, kom ons stem daaroor." En ons stem toe daaroor en die meerderheid het al gepraat en die meerderheid sê toe nee, geen drank op die plaas nie. Maar ek het vir my deur opgelos. Ek kon 'n drinkpartytjie bywoon en terugkom. En die Here wil nie hy my deur oop hê. Die Here wil nie hy deur oop gehad. Ek het dit ervaar daai donker nag wat ek daar gesit het. Toe ek daar sit voor 'n hospitaalbed en ek sê, praat met Jesus oor, ek verstaan nie nou wat hier aangaan nie. Hoe kom ons dit nou gebeur? Ek verstaan nie. En Jesus, ek raak aan die slaap en ek hoor net iemand sê vir my, ek soek 'n huis. Ek hoor net iemand sê ek soek 'n huis. En ek skrik wakker en ek kyk hier om my en ek sien niemand nie en ek besef ek het met die Here gepraat. Daai huis wat die Here soek is ons. Ek het nie baie stadium besef, ek sê Here, moet ek 'n huis hier, 'n huis koop, het ek 'n huis, wie se by die huis moet kry? Ek verstaan nie, want dit is ook nie die slaap, ek verstaan nie. Maar agterna Jesus my begelei daartoe. Hy soek 'n huis om te bly. Jesus gaan nie in 'n vuil huis bly nie. Ons moet die huis skoon maak. Dis daai wat Jesus sê, ek klop aan die deur van jou hart. As jy vir my oopmaak, sal ek ingaan en ek sal met jou 'n feesmaal hou en jy met my. Om Jesus in die huis in te nooi, moet die huis skoon wees. Dan kom hy in en hy kom vul die huis. Dis wat die Bybel praat van die duiwels, as dat duiwels uit iemand uitgedryf word, as daai persoon skoon gemaak word en hy's nou leeg op daai oomblik en hy word nou skoon, dan moet hy homself vul met Jesus, dan moet Jesus inkom. Anders dan sê die Bybel, daai duiwel gaan rond beweeg en goed is en as hy nou nie 'n plek gekry het om te bly nie, dan kom hy terug en hy bring 7 ander duiwels saam met hom wat erger as hy self is en dan kom bly hulle in huis. Dan is hy slegter af as wat jy was voor die tyd. So jy moet seker maak, as jy huis skoon is, moet jy vul met Jesus. Jy moet in die skrifte gaan kyk, wat is Jesus se reëls om deel te wees van sy span? En 'n verhouding met Jesus, deur die dag, daar stye wat ons moet verootmoedig voor Jesus kniel en in aanbidding en goed is,
maar daar's tye wat ons net deur die dag waar ons ry en wil Jesus hê moet ons praat. Baie mense sal dink ek is dalk mal en goeders, ek praat myself, maar baie keer in goeders waar ek beweeg, bly ek deur die dag, ek hou daarvan om heeldag met Jesus te praat. Heeldag hy verhouding te bou met hom te praat. En dit help mense om gefokus te wees, dat die Satan nie maklike voet in die deur kan kry nie. Kyk, ek het Smit geskape wat die koolvuur voorbring, aanblaas en 'n wapen voorbring volgens 'n ambag. En ek het die verderwer geskape om te verniel. Elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie. En elke tong wat teen jou opstaan in die gereg, sal jy weer lê. Dit is die erfdeel van die knegte van die Here en hulle geregtigheid wat uit my is, spreek die Here. Hierdie gedeelte het ek, my vrou was in 3 groot ongelukke, motorongelukke gewees. Haar laaste motorongeluk, sy was in 2 groot motorongelukke. Die een was sy 49 dae in ICU en totaal 3,5 maande in Santa Maria kliniek gewees, haar eerste ongeluk. Maar hier na die tweede ongeluk, toe sê my vrou vir my, Wim, gaan haal die Bybel en dan lees hy vir my 'n stuk net vir my. En dan gaan haal die Bybel en dis Jesaja 54, dit begin nou net so 'n bietjie voor hierdie gedeelte en dit begin die eerste versie begin en jou kinders sal deur die Here self geleer wees. En dan net die volgende versie, dan staan daar: En wanneer die aanval ook al begin, sê die Here, Jesus sê, wanneer die aanval ook al begin, dan besef ek, hier kom nog 'n aanval. Ek het nie vir vrou gesê, sy agteraf gesê, Wim, hoekom nie vir my gesê nie. Maar ek het nie van gesê nie, maar ek besef toe ek lees, wanneer die aanval ook al begin, sê die Here, sê Jesus, dis nie uit my uit nie. En wie jou aanval sal oor homself val. En dan gaan dit nou aan met hierdie gedeelte van die wat hy sê van die Smit, wat ek die Smit geskaap het, en van die Satan, die verderwer, ek het die verderwer geskaap om te verniel. En dan kom hy op die einde van die versie, wat hy sê, en niks sal, en die wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie, en elke tong wat teen jou opstaan in die gereg sal weer lê word. Dit is die erfdeel van die knegte van die Here en 'n geregtigheid wat uit my is, spreek die Here. Toe kom daar daai derde ongeluk, die aanval, wat die Here van praat. Daai is 'n kop-aan-kop botsing. Die 2 bestuurderkante het altyd karre mekaar so getref. Wat gebeur by vrou van Tamzimia voorkom? Ek het al gesê sy moet baie versigtig wees. Dit is die wildsfees. Die paai is baie besig en sy is baie versigtig en sy kom terug van Tamzimia af. Die laaste draai na Koerskop toe, so op hy draai afkom, dan sien jy partykeer die karre wat voor is, die karre wat agterin kom, so om die draai om goed is. En toe sy wees en toe sê sy nee, maar dis nie die geval nie. Toe is daar 'n Toyota bakkie met 'n waantjie wat hy sleep, wat op daai draai 'n groot trok verbyvat. En toe sy dit sien en goed is, toe gaan sy bosse toe. En sy gaan bosse toe, sy's van die pad af en daai bakkie besluit toe hy gaan ook regs. Hy gaan sy links, hy regs en hulle tref mekaar kop aan kop presies waar die bestuurderkant is. Op die ergste op die bestuurderkant tref daai 2 voertuie mekaar. Hulle moes my vrou met daai masjiene en goeders uit daai kar uitkry en goeders. Ek het die bakkie agterna na die bakkie gaan kyk. Daai Isuzu Double Cab se rempedaal was getrap dat hy al 2 kante toe weggebuig het. Daai pedaal het basies so gestaan, wat soos hy getrap het met 2 voete. En dit was net rof geweest met die wat hulle moes uitsny en alles, en ek is agterna Tamzimia die hospitaal toe, en toe by die hospitaal kom, toe die dokter al klaar ondersoek het. Toe sê sy kan huis toe gaan. Toe hy klaar ondersoek het, sê sy kan huis toe gaan. Ek kon nie glo dit hoor nie. En ek vertel toe vir die dokter, sê, was dit ongelukkig goed, laat sy oorslape goed, ons sal laat sy môre uitboek, laat ons net seker maak. En toe laat ons haar oorslape goed. So die Here gaan beskerm. Dit is vir die knegte van die Here. Die Here wil ons beskerm en goed is. Ons moet net die deure vir die Satan toemaak. Ons moet streef daarna om daai deure vir die Satan toe te maak. Dan moet nie 'n deur oop wees nie. Die dief, dis nou ook nie die verderwer, die dief, Johannes 10 vers 10, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom
dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Daai nag wat ek daar gesit en Jesus sê vir ek soek 'n huis. Toe raak ek weer in die slaap. En ek word weer wakker en ek hoor weer Jesus het weer my gepraat. Hy sê vir my, ek staan vir voorspoed, nie teëspoed nie. Ek staan vir voorspoed. Hy sê vir my duidelike wonder daaroor. Hy sê ek staan vir voorspoed, nie teëspoed nie. Ons moet hierdie deure moet ons toemaak. Daai deur van ons lewe, van ons hart, moet ons toemaak. Die Satan moenie 'n plek in daai deur kan kry nie. Ons moenie vir hom 'n plekkie oop. Ons moet Jesus se hand sterk maak. Want Jesus sê die sonde sal nie ongestraf gelaat word nie. Die sonde sal nie ongestraf gelaat word nie. En die verderwer, hy's daar. Dis hy wat ons gaan tigtig. En Jesus sê vir hom in Job se geval, Job het die sonde gedoen nie, maar die Here het nog steeds laat die Satan vir Job tigtig. Alhoewel Job die sonde gedoen was 'n baie groter toets wat Job gehad het daarso. Sien al die mense wil daai toets deurgaan nie. In die meeste gevalle as ons pak slaag kry, is dit omdat ons sonde gedoen het. Die sonde sal nie ongetigtig ek tigtig gegee vir wie ek lief is, sê my, so die sonde sal nie ongestraf gelaat word nie. Daai sonde, ons word gestraf. En daai straf is nie Jesus wat self die tigtig doen in die meeste gevalle nie. Hy staan nie terug. Ons gee vir die Satan deur ons dade, gee ons vir die Satan mag in ons lewens, sodat hy ook seggenskap in ons lewens het, sodat hy ook ons kan verniel. So as ons net terugkom en ons speel net in die koninkryk van lig, sy reëls, en ons bly op hy nou pad, dan het die Satan geen mag oor ons nie, dan het hy geen seggenskap oor ons nie. Ons moet by daai punt kom, as ons in oorwinning wil lewe. En ons weet dat God, hier is 'n getuienis van die blinde man wat Jesus genees het. En hy praat met die skrifgeleerdes en fariseërs hier, is besig om hom te ondervra en hulle is baie lelik met hom en ek dink dat hom hierso toe van die sinagoges verban, hy mag nie meer sinagoges toe gaan en goed is nie, maar hy sê toe daar vir hulle. En ons weet dat God nie sondaars verhoor nie. Maar as iemand God vreesend is en sy wil doen, die verhoor hy. So as ons wil hê God moet ons verhoor, as ons 'n gebed het, as ons 'n geloofsaak het, as ons wil hê God moet ons verhoor. God verhoor nie sondaars se gebede nie, volgens die blinde man, en ek glo dis die Heilige Gees wat hom gelei om hierdie te sê. En ons weet dat God nie sondaars verhoor nie, maar as iemand God vreesend is en sy wil doen, die verhoor hy. En as jy besig is met 'n geloofsaak en jy het nou gewerk aan jou gehoorsaamheid en alles en jy wil by oorwinning, jy het 'n plan, jy wil by as iets wat jy van die Here verwag, is dat dit werk gewoonlik soos 'n besigheidstransaksie. As ons van die Here iets vra, daar's goed wat die Here by ons ook wil hê. Daar's iets wat die Here vir ons ook al wil hê. Gewoonlik is dit hierdie gehoorsaamheid. Dit mag verder gaan. Ons kan verder gaan as dit. Ons kan gaan vas. Dan kan nou gaan soos Samuel se ma. Samuel se ma, sy kon die kinders baar nie en sy het vir die Here 'n belofte gemaak. En vir die Here gesê dat die eerste kind wat sy kry, sal sy vir hom gee om in sy tempel te werk. En toe hy, as ek reg is, van die bors af is hy as kleintjie is Samuel in die tempel. Hy's baie klein gewees. Toe sy tempel toe gevat om diens te doen in die tempel. En toe die Here vir hom nog kinders gegee. Ander belofte, 'n ander man in die Bybel, een van die manne wat die Bybel praat van, hy was onverskillig in sy belofte gewees. Dit is Jefta. Weet nie mense van Jefta weet nie. Daai man is eintlik 'n baie merkwaardige man ook. Hy was 'n byvrou. Sy ma was eintlik 'n prostituut, 'n hoer. En toe sy pa by sy eie vrou kinders kry en hulle word toe baie en hy is basies nou alleen van die byvrou se kinders. Toe het hulle hom later die jare toe hulle groot word, toe druk hulle hom weg en sê jy's nie deel van ons nie. Jy kan nie saam met ons erf nie. En hulle dryf hom uit en hy's weg. Maar later toe hulle volk toe die vyand gekom om oorlog teen hulle te maak en hulle besef hierdie volk besef daar's net een ou wat hulle in die oorlog kan lei en dis daai Jefta wat hulle weggejaag het.
Hy is die enigste ou wat hulle in hierdie oorlog sal kan help om die vyand te oorwin. En hulle gaan terug en hulle gaan vra vir hom asseblief, kom help ons. Hy sê, julle het my weggejaag. Hy sê asseblief, nee, help ons. Hy sê toe, nee, okay, as ek julle help, en ons wen die oorlog, dan is ek julle koning. Dan is ek julle koning. Julle gaan nou vir my luister, en dan dryf jy my, dan is ek julle koning, en hulle stem, dan is jy ons koning. En hy gaan en hy gepraat met God. En hy sê vir die Here, hy maak 'n belofte aan die Here. Hy moet so versigtig wees met beloftes. Hy gaan in die Bybel sê hierdie onverskillige belofte maak. Hy maak 'n belofte aan God. Hy sê, wat as ek, Here, as U die vyand in my mag gee, dat ons die oorwinning behaal, en ek kom terug, en ek kom by my huis, wat eerste uit my huis uitkom, sal ek vir U offer. Wat eerste uit my huis uitkom, sal ek vir U offer. Groot woorde. En die Here gee die vyand in sy mag, en hulle wen. En toe hulle oorwinning behaal en hy kom by sy huis, toe kom sy enigste liefling dogter by daai deur uit. Dege, sy hart is seer. Sy hart is seer en hy weet. Baie keer het ons, ek weet nie, mense al beloftes, ons maak baie keer beloftes, ons skryf dit goed nie meer nie. Môre verander ons 'n bietjie belofte. Okay, dit was nie heeltemal so nie, dit was meer so gewees. Hierdie ou het nie gegaan en hy belofte gaan draai was en nee, wag. Dit was nie so gewees nie, dit was eintlik was dit so gewees nie. En het bietjie begin los en skiet nie goed. Hy sy hart is seer as sy dogter vra vir sy pa, wat gaan aan? Hoekom is pa se hart seer? En hy vertel van hierdie belofte. En daai dogter is net so merkwaardig soos hy. En sy sê, pa, as jy 'n belofte aan God gemaak het, as jy 'n belofte aan God, dan moet dit gebeur. Jy kan dit nie los nie. Sy sê, maar gee my net kans, dat ek en my vriendinne net na hierdie berg toe gaan, en my maagdelikheid gaan vier. So sy is merkwaardig. Sy het haar maagdelikheid, alles waar ouma eintlik nou 'n prostituut, 'n hoer was. So, wat baie merkwaardig is van hierdie Jefta. En die Bybel sê, sy het teruggekom en hy die belofte voltrek. Dit het gebeur. Wat baie merkwaardig is van hierdie Jefta, ek meen, hy is 'n prostituut, sy kind, en hy het hierdie belofte aan God gemaak, wat hy nagekom het. So ons kan baie keer dink, ja, ons is oulik, ons kom uit ander lyn uit, ek kom nie daar, ek is nie 'n prostituut se kind, ek kom uit ander lyne en goedes uit. Maar God kyk na die hart. Hierdie ou het hy belofte vir God gemaak, en hy belofte nagekom. Ek het in daai, wat daar voor die hospitaalbed sit, en ek het nou hierdie deur vir my opgelos. En wat die Here vir my sê, en goed is, die Here klaar met my gepraat het, toe sê ek vir die Here, en ek voel 'n leep my hart om drank, alkohol te los. Ek sê, Here, dit is nou so 13 jaar terug. Ek sê, Here, om vir U te wys hoe lief is ek vir U, en ek glo in die koninkryk, sal ek geen alkohol meer gebruik nie. En die Here het net die lus vir alkohol vir my weggeneem, deur sy genade. Ek het nie meer behoefte gehad nie, ek het geweet, dis finaal, ek het 'n belofte gemaak, ek het geweet, dis finaal, dis klaar. Agterna het Jesus vir my gewys. Hy het eintlik by die tafel gesit, en ek het gekom en gesê, Jesus, hier is my offer. As ek nie van alkohol gehou het nie, as dit nie vir my baie lekker was, om saam met die manne te sit en te kuier nie, dan het hy offer geen nut gehad nie. Dan was daar geen krag in 'n offer nie. Maar omdat dit vir my spesiaal was, en vir my baie lekker was, om te drink, om saam met die manne te kuier. Dit was vir my baie lekker, baie spesiaal. Was dit 'n baie groot offer gewees. As ek nou vir die Here gesê, ek sal nooit in my lewe rook nie, en ek het al 2 keer probeer gesê, dis sommer gemors, hierdie goed is sleg, dit is, maak nie vir my sinne goed nie. En nou kom ek en sê vir Here, nee, ek sal nooit rook nie. Dis 'n leë offer. As iets baie spesiaal is vir jou, en jy kan dit prys gee, dis 'n offer. As jy wil hê die Here, sê ek het vir die Here niks gevra daar. Die Here weet my hartsbegeertes in my goed, hy weet dit. Ek het nie vir hom gesê, hierdie hartsbegeerte, dis wat ek wil hê nie, maar die Bybel sê, die Here weet reeds wat ons wil hê, nog voordat ons vir hom vra. So ek het die Here niks gevra nie, maar ek het vir hom gesê, om hom te wys hoe lief is ek vir hom. En ek glo in sy koninkryk, sal hy geen alkohol weer gebruik nie. Matteus 18 vers 8,
En as jou hand of jou voet jou laat struikel, kap dit af en gooi dit van jou al weg. Dit is vir jou beter om die lewe in te gaan, krepeel en vermink, as om 2 hande of 2 voete te hê en in die ewige vuur gewerp te word. As jy nou die versie gaan kyk en goed wat baie mense sê, jy glo net. Die Bybel sê die duiwels glo ook, maar hulle sit daar. Hulle vrees die dag van die oordeelsdag, die dag van wederkoms. Hulle vrees daai dag. So hier is verseker goedes wat ons moet doen. En as jou oog, vers 9, en as jou oog jou laat struikel, ruk dit uit en werp dit van jou al weg. Dit is vir jou beter om met 1 oog die lewe in te gaan, as om 2 oë te hê en in die helse vuur gewerp te word. So, daar is verseker goedes wat ons moet doen. Ons kan nie net dink, ons moet net glo en ja, dit is 'n gedagte hier in jou kop, jy hoef nie te glo nie. Dit moet in jou dade wees. As nie jou dade is nie, dan is daar niks. Want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Ons lewe vandag in daai tyd. Paulus wat praat, hy sê daar sal 'n tyd kom. Dit is vandag daai tyd. Ons lewe in daai tyd. Daar's vandag se tyd is daar kerke, van die groot kerke, van die eerste kerke in Suid-Afrika. Jy kan 'n gay wees en troue lewe. Jy kan 'n gay wees, dan kan jy 'n prediker word in daai kerk. Daai persoon moet dadelik onder sensuur kom en alles. Kerklike tug. Maar nee, hulle van daai persoon, hulle trou hom in die kerke. Hulle het laas daar in wat 'n plek was dit gewees in Hartenbos. Dit was nie Hartenbos, dit was in Nysna. Het dan sommer 12 guys op dit net oopgemaak, het 12 guys getrou op 1 dag. En toe net daarna toe kom daai groot brand daar in Nysna en groot gedeeltes van die dorp het afgebrand en alles. Ons moenie die Here laat hom nie bespot nie. Mense moet besop en mense kan baie seer kry. 1 Korintiërs 5 vers 9. Ek het julle in my briewe geskrywe om nie met oreerders om te gaan nie. Dit wil sê nie die oreerders van die wêreld of van die gierigaards of die rowers of afgodendienaars in die algemeen nie, want dan sou julle uit die wêreld moet uitgaan. Maar nou skryf ek aan julle om nie om te gaan met iemand wat as staan as sy broeder bekend, 'n oreerder is of 'n gierigaard of 'n afgodsdienaar of 'n kwaadspreker of 'n dronkaard of 'n rower nie. Met so iemand moet julle selfs nie saam eet nie. Want waarom sou ek ook die wat buite is oordeel? Oordeel julle nie die wat binne is nie, maar die wat buite is oordeel God. Verwyder tog die slegte mense onder julle uit. Wat Paulus hierso sê en goeters. Hy sê ek het in 'n vorige brief vir julle geskryf om nie om te gaan met oreerders van hierdie wêreld of gierigaards of rowers of afgodendienaars in die algemeen nie. Ek het in 'n vorige brief geskryf, maar ek het nie bedoel die mense van die wêreld nie. Want dan sê jy uit die wêreld uitgaan. En dis eintlik waar ons moet diensbaar wees. So nee, dit sê wat ek gesê. Ek het vir jou geskryf as hy as 'n broeder bekend staan. 'n Christen, 'n kerkmens en hy doen al hierdie dinge. Dis die persoon wat jy moet so as hy horeerder van die wêreld of 'n gierigaard of 'n rower of 'n afgodsdienaar in die algemeen nie. Maar nou sê ek, skryf ek aan julle om nie om te gaan met iemand wat as staan hy as 'n broeder bekend, dit wil sê 'n Christen, 'n kerkmens, as hy dan 'n horeerder of 'n gierigaard of 'n afgodsdienaar of 'n kwaadspreker of 'n dronkaard of 'n rower is. Met so iemand moet jy selfs nie saam eet nie. En dan kom jy hier om en sê, verwyder tog die slegte mense onder julle uit. Baie mense dink nee, wat jou vriende mag maar slegte mense wees of goeders. Ons moet onsself eenkant hou. Ons kan nie saam met mense lewe van die wêreld, veral as hy 'n Christen, 'n bekend staan as 'n Christen. So as jy in jou kerk is en goeders en daar's mense wat droog maak en hulle het buiteegtelike verhoudings of pornografie of wat ook al, wat dit ook al mag wees. Ons kan nie met daai mense vriende wees nie.
Paulus sê verwyder daai mense onder julle uit. Want ons as Christene, ons moet die beeld van Christus uitstraal. Die mense wat in die wêreld is, moet sê, hulle moet jou kan blend, hulle moet ons kan sê, dit is hoe Christen moet wees. So hulle moet nie sê, dis die ou wat maar hoog heilig waar sommige in die kerk sit, in die week laat baie in, dan sit maar weer so op sy eie goedjies nie. Ons moet seker maak, ons moet die regte beeld uitstraling goed. Dis so, waar Jesus eendag vir my, het ek 'n droom gehad, ook oor so iets, en ek praat met Jesus, wat gaan ek vir die persoon sê, en goed is, en die persoon het 'n vloekwoord gebruik, en ek moet met die persoon praat, of met die F-woord, en Jesus, dit is 'n baie moeilike woord vir hom, en ek weet ek moet die persoon praat daaroor, en Jesus, hy nag gee my droom, en in die droom het Jesus daar gestaan, en hy het sy hand so geswaai, maar ek kon nie verstaan wat hy sê, en ek dink hy het 'n ander taal gepraat, ek kon nie verstaan nie, skielik kon ek een sinnetjie verstaan, en toe kon ek nie weer verstaan nie, en Jesus het daar gestaan, en hy so gestaan met sy hand so geswaai, en hy sê, toe ek hy sinnetjie hoor, toe sê, dis nie hoe ek wil hê my beeld moet uitdra nie. Dit het so uitbasyn, toe sê, dis nie hoe ek wil hê my beeld moet uitdra nie. Jesus wil hê ons as Christene moet sy beeld uitdra. Ek het nie gedink Jesus, hoe ek die Bybel gehoor het, hoe Jesus praat in die Bybel, ek het nie gedink hy praat so nie. Dit was vir my 'n eye-opener hoe Jesus praat en hoe dit is. Dis nie ek wil hê my beeld moet uitdra nie. Dit is so uitbasyn. Dis nie ek wil hê my beeld moet uitdra nie. Ons moet seker maak as ons deel is van die koninkryk van lig, ons is gebonde. Die mense moet kan sien ons is verbind tot God in sy koninkryk. Ons moet die regte vriende kry. As iemand sê hy's 'n Christen en hy lewe dit nie uit en goed is nie, want ons gaan nou daar koei versie kom op nou, want geloof sonder werke is dood. Geloof sonder werke is dood. Ons moet die werke van geloof hê. Jakobus 1, gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly. As hy die toets teëstaan, sal hy as oorwinningsprys die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Hierdie versie wil ek kombineer met die volgende versie, 2 versies wil ek kombineer, en dis Johannes 14 vers 15, hulle loop vir my baie mooi saam. Ek lees net die vorige een, en dan kyk of julle die verbinding tussen die twee sien. Gelukkig is die mens, wat in versoeking standvastig bly. As hy die toets teëstaan het, sal hy as oorwinningsprys die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Die prys van oorwinning is ewige lewe aan die wat Jesus liefhet. Nou luister die volgende ene. As jy my liefhet, so ons wil nou kyk hierdie liefde, hoe gaan ons weet of ons vir Jesus liefhet? So nou gaan Jesus sê die volgende versie, hoe weet hy of ons hom liefhet? As jy my liefhet, bewaar my gebooie. Wie my gebooie het en die bewaar, dis hy wat my liefhet. So vir wie Jesus nou hierdie wat hy van praat hierso, sal hy die oorwinningsprys van die lewe, die ewige lewe. Wie gaan die ewige lewe beerwe? Die mense wat hom liefhet. En dan praat hy daar wat as hy die oorwinningsprys sal hy die oorwinningsprys van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. So, die oorwinningsprys is daar vir die mense wat Jesus liefhet. En nou sê Jesus hierso die volgende keer, wie het hom lief? Wie my gebooie het, vers 14:21, wie my gebooie het en die bewaar, dis hy wat my liefhet. En wie my liefhet, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê, en my aan hom openbaar. So, ons moet Jesus lief hê, en of Jesus te wys, Jesus sê vir sy bruid eintlik daarso in Johannes 14, as hy gedeelte gelees, sê Jesus eintlik vir sy bruid, hy is die bruidegom, sê vir sy bruid, as jy jou liefde vir my wil bewys, onderhou my gebooie. So, dit is hoe ons, dit is vir Jesus baie belangrik, dat ons sy gebooie, en dan kan hy in Johannes gaan kyk, hoe goed is ook, in 1 Johannes 2 praat Jesus daarvan, wat hy ook praat van die gebooie, deur Johannes, en dan sê Johannes, dis die gebooie wat jy van die begin af gehad het. Party mense sê, nee, is nou 'n nuwe gebod te goed, daar sê Johannes het pertinente goed, dis die gebooie, jy kan gaan luister na my, ek het 'n boodskap op YouTube ook gelaai, Wim Botha lewe en oorwinning, dit staan, die versie is daarso, en dan sê hy daarso, dis die gebooie wat jy van die begin af gehad het, dis nie die nuwe, daar's nuwe gebooie by,
Maar dit gaan oor die gebooie van die Bog en dit is die gaan oor die 10 gebooie. Deuteronomium 19. Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuie teen julle, die lewe en die dood, die seën en die vloek, het ek julle voorgehou. Kies die lewe, dat julle kan lewe, jy en jou nageslag. So hierso is Jesus, en hy sê, ek het vandag vir jou, ek neem die hemel en die aarde as getuienis teen julle, die lewe en die dood, het ek julle voorgehou, die seën en die vloek het ek julle voorgehou, kies dan die lewe, dat julle kan lewe. So hierdie lewe, Jesus sê, ek is die waarheid, ek is die weg, die waarheid en die lewe. So as hy by die lewe wil, net om maklik te weet, wat is die lewe, dis basies die hele Jesus Christus beeld, wat ons kan kry uit die Bybel uit. Dit is wat ons moet kies. Matteus 18 vers 7, weet die wêreld weens sy struikelblokke, want dit is noodsaaklik dat daar struikelblokke kom, maar weet die mens deur wie die struikelblokke kom. Hierdie struikelblokke het alles te doen met sonde. Alles te doen met sonde. Nou wil ek net in die plek van struikelblokke wil ek die woord sonde sit. Weet die wêreld weens die sonde. Want dit is noodsaaklik dat daar sonde kom, maar weet die mens deur wie die sonde kom. Hoekom het belangrik is daar sonde, die struikelblok wat gekoppel word met sonde. Hoekom het belangrik vir hierdie sonde goed? As daar nie sonde was nie, dan was ons almal in geregtigheid gewees en almal was gered. Die sonde moet daar wees, die duisternis moet daar wees, ons moet kies. Dis hoekom Jesus vir sy disippels sê, hulle sê, Here, ons het nou hierdie saad gesaai, maar daar het nou onkruid uitgekom tussen die saad, het U dan nie goeie saad gegee nie? Wat het hier gebeur? Jesus sê, nee, die vyand het gekom, die verderwer het gekom, en hy het kom saad tussenin saai. So die evangelie word verkondig, en dan kom die vyand, en hy kom en saai weer die onkruid tussen in die sondige gedeelte, hy saai sy wet van sonde. So Jesus se wet is die wet van geregtigheid, Jesus saai sy wet, en dan kom die vyand, die wet van geregtigheid, en dan kom die vyand, hy saai weer sy wet, Jesus gee die vyand ook kans, want Jesus wil sien, ons moet kies. Dit gaan oor elke ou te keuse, elke ou moet kies, so, dat daar nie 'n tweede sondeval in God se nuwe koninkryk kan kom nie. So wanneer God 'n nuwe koninkryk het, is die mense wat so toe gegaan, is die mense wat reg gekies het. As jy nie reg gekies het nou nie, dan gaan jy nie in God se nuwe koninkryk gaan nie. Jy moet volgens sy reëls begin speel. Om deel te wees van sy koninkryk en in sy span te kan speel, moet jy by sy reëls uitkom. En dan as Jesus nou sien, ons kies hom, met al hierdie blootstelling van die wêreld, met al die blootstelling van hierdie sonde, ons kies hom, dan gaan daar nie tweede sondeval in die hemel wees nie. Want daar gaan die blootstelling van die sonde gaan nie daar wees nie. Maar hier is hy, so ons word nou getoets, ons word nou gelouter, soos goud word ons gelouter en suiwer gemaak, want dit is om by heiligmaking te kom, is eers bekering en daarna moet ons werk aan heiligmaking. Johannes 1 vers 2, 1 Johannes 2 vers 3 en 4. En hieraan weet ons, dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. Hy wat sê ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar en in hom is die waarheid nie. Dis net nog versies rondom die gebooie, daar's soveel verse rondom die gebooie, ek praat nie van die ou Joodse wette nie. Volgens die ou Joodse wette, goeders kan nou gaan kyk, die mense wat wil, kan jy gaan kyk in Handelinge 15 vers 29. Daar praat hulle in Handelinge 15 vers 29, praat hulle oor al die ou Joodse wette, is dan net 4 of 5, ek dink is 4. Net 4 wette wat hulle praat van, dit is, as ek reg is dit hoerery, die diere wat verwrig is mag jy nie eet nie, die bloed van diere mag jy nie gebruik nie, en ek dink is ongeoorloofde afgoderry. Is net 4 van die ou Joodse wette wat by die 10 gebooie gevoeg word, wat die nie-Joodse nasies veronderstel is om ook te volg. Dit is 'n vergadering wat hulle gehou het onder leiding van Petrus. Paulus het 'n probleem in die veld gehad en sê mense nee, die heidene moet ook al die Joodse nasies wette nakom en goed. En toe sê Paulus nee, wag. En toe sê hy kom ons roep 'n vergadering in Jerusalem en onder leiding van Petrus het Paulus sy saak gestel en Petrus gesê Paulus is reg. En toe sê Jakobus in daai geval kan ons dan hierdie 4 wette, links 4 wette, net neerskryf dat die heidense nasies dit ook moet nakom. En toe het hulle 'n brief geskryf en gesê op die 4 wette
Want as jy so gaan kyk, goed is, Jesus se leiersdisippels, was die 3 leiersdisippels, was Petrus en Jakobus en Johannes, sy jonger broer Johannes. En toe Petrus gesê, dis reg, en dit Johannes gesê, kan ons hierdie bysit, en dis het so aanvaar, en hy 4 wette bygesit, en dit is wat, van al die Joodse nasies, vir die nie-Jode, is daai wette wat van toepassing is. Matteus 7 vers 23, dan sal ek ook vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Hierdie is by die oordeelsdag, by die hemelpoorte, wat mense gaan wat inkom en gaan sê, gaan Jesus vir hulle sê, gaan weg, ek ken julle nie. Gaan weg, ek ken julle nie. Gaan ek ook vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. So, dit is nie net wat die mense vir jou vinnig een woord sê, jy moet net glo en klaar en jy is gered nie. Dit is so, dit is een woord, maar hy een woord het baie diepte in. Dit is nie net oppervlakkig wat ons net moet glo, ja, Jesus op die aarde uitgesterf vir sondes en kruis, en nou kan ek laat waai nie. Dit is nie so maklik. Romeine 8 vers 2, want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van sonde en die dood. Jy sien hier die wet van sonde en die dood, dis die Satan se wet van sonde en die dood. Die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van wet van sonde en die dood. Het my nie vrygemaak van die wet van Jesus Christus nie. Het my wet gemaak van die wet van sonde en die dood. Dis die Satan se wet. Johannes 15 vers 22. As ek nie gekom en met hulle gespreek het nie, sou hulle geen sonde nie, maar nou het hulle geen verskoning vir 'n sonde nie. Hierdie is die bewustheid van sonde. Jesus sê daar, hy vertel vir die disippels dat hulle gaan lei onder die skrifgeleerdes en fariseërs en sulke goeters, en hy sê vir hulle, maar ek het gekom en ek het my Vader se wil bekend gemaak. As ek dit nie gedoen het nie, dan het hulle geen sonde gehad nie. Maar nou het ek dit gedoen, nou het hulle geen verskoning vir 'n sonde nie. So as ons eers weet 'n ding is sonde, dan is dit sonde. Johannes 3 vers 36. Hy wat in die Seun glo het die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Hier is 'n getuienis van Johannes die Doper. Jesus self wat die direk praat, dis getuienis van Johannes die Doper, en hy sê hy wat in die Seun glo het die ewige lewe. En nou dis die versie wat die baie predikers by vas sit, en dan bly daai versie, as hulle net die hele Bybel bestudeer, en met die totale vers uitkom, dat hulle net die gedeelte aanhaal wat Paulus sê, glo en jy sal gered word nie. Ou moet weier as dit so, jy kan nie net daai een vers kry, nou is jy gered en klaar nie. Nou moet die hele Bybel bestudeer, en al die verse en goeders kombineer, dat hy soos 'n puzzle in mekaar inpas. Hy wat in die Seun glo het die ewige lewe, en nou kom Petrus en hy kom en hy sê die antoniem, nie Petrus Johannes, en hy kom en hy sê die antoniem, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, en die toorn van God bly op hom. So gehoorsaamheid en geloof kan jy nie van mekaar af losmaak nie. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore Seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want so lief het God die wêreld gehad. Daai wêreld is nie, as die Bybel praat van die wêreld, in die meeste gevalle, 99% van die tyd praat hy van die mens in sonde. So as jy die Bybel lees, baie keer praat oor wêreld, en dan gaan heeltemal verkeerd verstaan, as hy nie besef, dit gaan net oor die mens in sonde, want daai persoon dien die Satan. Dis hoekom hy op die oomblik aan die Satan behoort. Maar daai wat die Satan op die berg staan vir Jesus sê, sien al die koninkryke en die heerlikheid, ek het die mag ontvang om dit te doen. Dit gaan oor die koninkryke van die wêreld, dit gaan oor, dis die genadetydperk nog. So dis nie die hele waarheid, die Satan praat gewoonlik 'n gedeelte waarheid, maar daar's altyd 'n leuen ook in. Dis die genadetydperk, mense kan nog tot bekering kom, hulle kan nog vergifnis kry en gered word. Johannes 3 vers 16 ons gelees, dan is dit Psalm 19 vers 14. Hou u knegt ook terug van moedwillige sondes, laat dit nie oor my heers nie, dan sal ek onbestraflik wees en vry van groot oortreding. So hierdie is David, koning David, wat vir God vra, asseblief,
weerhou my van moedswillige sondes, want dan sal ek onbestraaflik wees. Moedswillige sondes, dis 'n ding, enige sonde begin in ons koppe. Daar's een sonde wat in dade begin, enige sonde begin in die kop, van daar af gaan dit oor na die dade toe. So ons beplan die sondes in ons koppe en goedes, en as ons beplan het en goedes, en jy weet van die sonde, en jy doen dit, is 'n moedswillige sonde. As jy per ongeluk iemand jou op die verkeerde voet gevang het, en in 'n breekte van 'n sekonde het jy dalk 'n vloekwoord gesê of iets, dit is basies, dan is dit nie moedswillige sonde nie. Dit mag wees, dit het my al gebeur, want ek vloek nie, ek wil nie seker goed nie, maar dit het al met my gebeur, dat iemand my op 'n verkeerde voet vang, wat hy my verkeerd opvry, verkeerde voet vang, en my kan kry dat ek 'n verkeerde woord gesê, maar dan praat ek van een keer in jare, en dat ek dadelik vir Jesus daarso om verskoning gevra. Op 'n oomblik my heeltemal afsny vir mense af, en vir Jesus om verskoning gevra. Dit kan gebeur, dat die Satan, want die Satan ken elkeen van ons swakpunte en goedes. Dis wat die Bybel sê. Die Bybel sê ons mag nie kwaad word nie. Hy sê wanneer ons kwaad word, moet ons nie sondig nie. Hy sê ons mag nie kwaad word nie. Wanneer ons kwaad word, moet ons nie sondig nie, en ons mag nie vanaand kwaad gaan slaap nie. Ons moet vergewe voordat jy gaan slaap, moet jy vergewe. Dis deur al die verse, ek wil net kyk. Ek het, wat ons nou gelees het van die doop en goedes, en as jy nou gedoop word, as jy glo, jy kom bekering, jy glo, jy laat jou doop, en dan sal jy die gawes, as jy doop, sal jy die gawes van die Heilige Gees ontvang. So die mense wat nou nog nie die gawes van die Heilige Gees ontvang het, is gewoonlik mense wat nie gedoop is. Jy moet eers gedoop word, en dan ontvang jy die gawes van die Heilige Gees. Ek het deur die genade van die Here, toe ek gedoop is, het ek een nag, het ek op die bed gelê, en ek het hierdie wind gevoel wat oor my waai. En ek het nie besef wat gebeur nie. Ek het net nie besef nie. Ek gedink dis dalk 'n geestelike oorlog of iets wat hier plaasvind om my, want die kamervensters is toe, daar is die wind nie, maar hierdie wind het oor my. Ek het regop toe gaan sit en ek het myself geknyp dat ek seker maak ek is wakker, en die wind waai oor my en ek het nie besef nie. Wat dit eintlik is, die mense wat nie weet, die baie mense weet, maar wat dit eintlik is waar Jesus vir sy disippels gesê het, ontvang die Gees van God, en toe het hy oor hulle geblaas. En dit is net Jesus genade, is nie met almal wat, God het 'n spesiale verhouding met elkeen, deur sy genade, spesiale verhouding met, daar's nie 'n standaard plan, en dis hoe dit gaan werk en klaar nie. Elke een ontvang iets anders by die Here, deur sy genade, elke een. Maar dit begin alles by bekering, vergifnis, en dan moet ons groot gedoop word. Daai groot doop wat jou waarskynlik vanmiddag gaan plaasvind, is baie belangrik. Daai groot doop. Toe my ma groot gedoop is, dit is die ander gedeelte daarvan, toe my ma groot gedoop is, toe sê die Here vir haar, nou gaan die beproewinge erg wees. So die Satan, hy wil nie grip verloor nie. Weet jy nou, my ma was jare alreeds bekeerd gewees en 'n lewe van bekering gelei, maar toe so op 'n oomblik dat sy nou besluit sy gaan groot gedoop word. Sy groot gedoop word, hy sonde afgewas word. Want wat eintlik basies gebeur is, ons word skoongewas deur Jesus Christus se bloed. Denkbeelde, word ons skoongewas deur Jesus Christus se bloed. Dan staan ons rein voor God. Dit is eintlik so, wow, as 'n mens daaraan dink, dat ons dan voor God kan rein staan, maar hy, Jesus, Johannes die Doper, toe Jesus gesien het, die eerste 2 keer wat hy vir Jesus sien, het hy gesê, daar is die lam van God, wat gekom het om die sonde van die wêreld weg te neem. En dis hoe Jesus die sonde van die wêreld, dis een van die Heilige Gees is ook daar, maar dan is dit dan ook Jesus se bloed, wat ons skoon was. Dan wil ek nog iets vertel wat op eendag met my gebeur het, en dit is, ek was by die huis, ek het op die bed gelê, ek boer op Koerskop, ek het 'n huis in die Kaap, my vrou en kinders is daar, hulle gaan daar deur die skool, dan kom ek plaas toe en ek boer, dan gaan ek weer terug Kaap toe en so aan. En ek het eendag toe lê ek op die bed, en Jesus sê vir my, ek het gaan lê en ek hoor net, maar Jesus praat in 'n mens se denke, en ek hoor net hy sê vir my, het jy 6? Ja, en ek dink, het jy 6? Ek verstaan nie wat Jesus vir my sê, het jy 6? En die volgende oomblik, toe sê Jesus weer, want ek dink dit daaroor, het jy 6, wat kan dit beteken? En die volgende oomblik toe sê Jesus vir my, sies tog, Wimma,
Hy sê vir my, sies tog ou Wilma. Dit is eers keer wat Jesus nou so sê, hy sê vir my, sies tog ou Wilma. En ek dink toe, joh, wat gaan nou hier aan? Ek verstaan nie. En die volgende oomblik, alles is so seker 'n minuut of 3 uit mekaar uit. Die volgende oomblik te bel een van my ou werkers, my baie staatmaker, was soos 'n voorman op my plaas, Jors, te bel Jors my. Hy sê, Bas, asseblief help vir my. Hulle is besig om my seun dood te slaan. Isak is besig om my seun dood te slaan daar in die stad. Toe Jesus my geaktiveer. Ek weet nog nie wat alles beteken nie, maar Jesus het my geaktiveer. Ek spring in die bakkie en ek jaag soos ek seker nog nooit gejaag het nie. Jaag tot by daai stad. En toe ek by die stad kom, goed, sommer hier voor, ligte so gooi, toe lê die dink sy naam is Frans, toe lê hy daar op die grond. Die mense vertel my toe ek so aangejaag kom, die ligte so op hom gooi en goed. Toe ek so aangejaag kom, toe Isak kom nog geskop, toe lê hy reeds bewusteloos daar op die grond. Toe is Isak besig om hom teen die kop te skop en goeters. As ek nie daar kom nie, hy het hom doodgemaak het, want ek het dit nou agterna uitgekom, daai ouetjie gebruik draks. Voordat hy sulke dade wil doen, gebruik hy draks en goeders. Dan doen hy dit soos baie mense wat inbrake en goeders doen met die boere tonele goed. Hulle gebruik eers draks voor die tyd. Nou ook die draks gebruik en goeders. En dan toe ek hy ligte so op hom gooi en ek roep toe waar's Isak en goeders en hy kruip daar weg en al sulke goeders en goed. En toe sy boetie gekom van Norm af, sy broer kom oplaai in die hospitaal toe gevat en die mannetjie is toe reg, hy het toe niks oorgekom nie. Maar as ek nie gekom het, Jesus geweet as ek nie gaan nie, dan is hy mannetjie dood. So gebruik Jesus ons in sy koninkryk. Baie keer aktiveer hy jou en dan moet ons reageer. So wat dit beteken die 6, ek het nie geweet wat dit beteken nie. Wat Jesus uiteindelik vir my gesê het, die getal 5 is genade, die getal 6 is die getal van die mens. God het die mense geskaap op die 6de dag. Dis die getal van die mens. Jesus het eintlik vir my gesê, het jy menslikheid? Het jy menslikheid? En toe sê vir my, sies tog ou Wilma. En toe bel die werker my en toe jaag ek. En anders was daai mannetjie dood gewees. Ek het byna klaar. Die ander getuienis wat ek ook wil lewer, ek het eendag in Brits ingery. Ek ry in Brits in van die Kaap af en reguit deur gery en ek kom so in Brits in daar so by waar McDonald's is en goeders. Kom ek so in Brits ingery en ek sê Here, as daar iets is wat ek vandag vir u koninkryk kan beteken, asseblief wys vir my. Ek wil diensbaar wees, ek wil. En ek ry so en ek het seker daar, ek weet nie, Firestore, hy plekke daar verby gery en goed is. Die bane is dubbel, die mense wat daar weet, die bane is dubbel al twee kante met 'n eiland in die middel. En op die spesifieke afrit is daar 'n derde baantjie wat jy afdraai. En ek kom so aangery en ek te wees sien, toe sien ek maar hier staan net 'n klomp karre en ek wonder is dit nou 'n padblokkade en goed is. Dis nou in die baan is dat karre wat so afstaan, seker omtrent 3 karre hierdie kant in elke ry en in die oorkant en alles en ek wonder wat gaan nie aan en toe ek weer so kyk by hierdie karre so links verby kyk langs die pad, toe sien ek daar's 2 manne wat beklei. Maar hy een man slaan hy man, hy lig hom van die grond af. Ek wil sê hierdie hoogte is dalk min. Want ek sien hoe lig hy nou van die grond af, slaan hierdie een ou te verskriklike slag. Slaat 'n ander man wat hy hom slaan wat hom so van die grond af lig. En toe ek dit sien, toe weet ek het net vir die Here gepraat. Dis hoe die Here werk. Ons ding ons vra vir die Here is, Here plan die gedagte. Ons commit ons rondom die gedagte en ek sê dit vir die Here, dis hoe hy my geaktiveer het en nou weet ek moet iets doen. Hierdie middelste linkerkantste baantjie, soos die Here dit nou wil hê, is hy linkerkantste baan oop. Ek jaag in die linkerkantste baan in. Ek jaag oor die straat want almal hierdie kantste straat is ook mense wat kyk of dit is regs ek kan nie nou regs nie maar hierdie kant is ook mense wat kyk. Ek jaag oor die straat, liewer die mense beklei. Daar begin ek remtrap, want ek moet 'n spoed inkom. Daar begin ek remtrap. Ek stop seker so 15 meter aan die ander kant hulle. Ek klim uit. Nou hierdie 2 manne, soos ek gery het hulle gekyk het nie gepraat nie. Hulle het beklei. En ek trap hy rem en goed en ek stop so 15 meter aan die ander kant en ek klim uit en goeders. En toe ek daar by die manne kom, het ek net so by hulle kom staan. En daai manne begin praat, hulle praat die ding uit. Die een persoon sê vir die ander een, jy sien dan ek stop, hoekom gooi jy my kar met 'n klip? So die een is 2 blanke mans, een was 'n voetganger en die ander een is met die kar gery en hy het hom seker amper raak gery en toe stop hy om jammer te sê of iets en die ou gooi van die klip en hy gooi in sy kar. En daar beklei hulle, en hulle rook het mekaar gestaan. Almal staan en kyk, al die mense, niemand reageer nie. Niemand reageer nie. Ek kom verby gejaag, ek stop. Ek kom by die mense staan, ek staan so by die mense en goeters. Ek het nie 'n woord gesê nie. Ek het niks gedoen nie. Ek het net gekom na by hulle kom staan. Hulle praat die hele gesprek uit. Daar klim die hele se kar en daar ry, maar toe hulle die ding begin uitpraat,
toe kom van hulle vriende en familielede en goed is nou nader en goed is. Daar was niemand nie. Toe kom hulle nader. Almal is te bang. Kom hulle nader. Ek het net daar gestaan, ek het nie 'n woord gesê nie. Ek het net geweet ek moet daar wees. Die Here sal vir op 'n oomblik sê wat ek moet doen. Op 'n oomblik sê die Here vir ons sê. So die Here, hoekom ek vir julle goed vertel, die Here het vir elkeen het hy iets anders in stoor in sy koninkryk. Die mense wat van die profeet Esegiel weet. Daai persoon is nie al die profete wat soos Elia wat daar vuur in die hemel uit neerdal, al sulke goed altyd nie. Die profeet Esegiel het baie ander goeders gehad vir die doodsbedere en goeders, maar die profeet Esegiel moes op 'n stadium oor 'n jaar. En die Here vir hom sê, jy gaan nou op jou linker sy lê vir die sondes van Israel. Soveel dae, dis maande. En daarna gaan jy op jou regter sy lê vir die sondes van Israel. Ekskuus, vir Israel, dan van Juda, So dan gaan jy weer vir die sondes van Juda op jou regter sy lê. En die Here sê, moet jy nie bekommerd wees nie, ek sal jou bind. Jy gaan nie kan loop nie, ek gaan jou bind. Dit is rof. Het hy op sy linker sy en op sy regter sy gelê. En die Here sê vir hom, aanvanklik moes hy vir hom 'n broodjie gemaak het, seker hoeveel broodjies wat sekere gewig en al sulke goed. En dit moes op mensmis aanvanklik gaar geword het en gemaak word. En hy sê, Here, maar ek het in my lewe nog niks onreins geëet nie. En die Here sê, okay, ek sê jou vergunning, maar dit kan op beesmis gaar gemaak. So 'n mens weet nooit wat die Here op 'n mens pad gaan sit nie. 'n Mens moet net bereid wees om dit te doen. Dit wat die Here, en as hy nie bereid is, of ek sal nie sê nie bereid is, maar die Here vir Esegiel gesê, jy moet nie bekommerd wees, ek sal jou bind. En jy gaan nie kan loop, jy gaan nie kan beweeg nie. Jy gaan maar net gaan lê. Dit is vir alles en alles is meer as 'n jaar. Ek gaan lees in die boek van Esegiel, meer as 'n jaar wat hy nie kon roer nie. Nou wil ek nog getuienis vertel. Ek was in die Kaap gewees, dit was daar in Riebeek Wes. Gewees. En ons het die aand gaan eet, ons was in die Royal Hotel geslaap, en ons het die aand gestraap in die straat, en op 'n restaurant gaan eet. En toe ons terugkom van die restaurant af, toe hoor ek net hier langs die pad, hier reg voor die Royal Hotel omtrent, hoor ek net hierdie geraas. Eers het was donker, so dat sekuriteit saam ons geloop in die straatjies, maar toe kom hierdie een hoekom ek my gesin, toe is daar hierdie geraas. En ek hoor as 'n bekleierery, maar dit is meer met die mond. Ek het nie geweet dat fisies is op baie stadium, maar is meer met die mond gewees. En ons loop en ek vat my vrou en my kinders tot by die Royal Hotel se deur. Ek sê verskoon my, ek gaan net daar kyk. En ek loop toe terug, is so 'n halwe blok terug omtrent, of seker nie so ver nie. Loop ek terug en goeders, en toe sit 'n man wat daar staan. Hy staan so, en hier's 'n tafel hier voor hom, en daar sit 'n amper 'n laar vlak. Is 'n vrou wat aan die ander kant van die tafel staan. Maar daai man staan en hy verskree daai vrou en hy vloek en gaan te kere en ek kom so, toe ek nou mooi kyk hoe goed, ek kom so, maar dit is donker daar was, hulle is daar so, langs die straat, daar in die donker en goed, en ek loop so agter hom verby, en toe ek so agter hom verby loop, toe kyk sy vir my, en hy sien, sy kyk vir iets, en hy kyk toe ook, en hy het haar gevloek en die E-woord gebruik en goed, en toe hy my sien, toe gebruik hy ook die E-woord terwyl hy met my praat. Gebruik hy ook die E-woord. En ek weet net, ek voel net, ek moet nie reageer nie, en ek reageer nie, ek los dit al. En toe hy die E-woord gebruik en goed, en toe voel hy seker half skuldig, en hy sê vir my, hy het my gesê, F jou ook. En toe staan ek net daar, en ek sê nie 'n woord, en ek kyk hom net so, en hy sê vir my, sy het al wyn in my gesig uitgegooi. Toe besef ek ook, hier binne is 'n restaurant. En dis nou wat gebeur het, sy het daar wyn in sy gesig uitgegooi. Hy sê vir my, sy het daar wyn in my gesig uitgegooi. Hierdie is Goeie Vrydag wat dit gebeur. Hy sê, sy het daar wyn in my gesig uitgegooi. Ek sê, het sy al wyn in jou gesig uitgegooi? Dis niks nie, ou. Hulle het in my koning se gesig gespoeg. Daai man besef toe wat se dag dit is. Daar waar hy staan, besef hy wat se dag dit is. Hy draai daarom en hy so ver as hy loop, vra hy net om verskoning. Hy's net jammer. En ek sê agter hom, maar ek sê vir hom, gaan slaap lekker, werk môre weer aan jou verhouding met die koning. En dit is hoe die Here ons gebruik in sy koninkryk. Here het vir elkeen 'n plek. Dis dalk nie altyd duiwels uitdryf, of is dalk nie altyd dat jy vir iemand gaan profeteer nie, maar op 'n manier gaan die Here ons in sy koninkryk gebruik. Hy gaan ons gebruik.
ons moet net daar wees en ons moet net ons deur toemaak vir die Satan. Want as ons deur oopmaak vir die Satan, as ons 'n deur oop het vir die Satan en ons werk in die koninkryk, ons gaan nog dink ons bou in die koninkryk. Maar ons gaan heel waarskynlik baie meer afbreek as ons gebou het. Veral as mense sien, die ou sê vir my dit en dit en dit, maar kyk hoe lewe hy. Dan het ons nie gebou nie, dan het ons meer afgebreek. So ons moet seker maak, Jesus het vir sy disippels gesê, voor toe hy weggaan, hy sê vir sy disippels, gaan nie bowe trek toe, maar julle doen niks nie. Wag eers dat julle krag uit die hoogte ontvang. Hulle was nie veronderstel om te begin bedien nie, hulle moes eers die Heilige Gees ontvang. Dus die Heilige Gees oor hulle uitgestort, en toe kon hulle begin aktiveer, en toe kon hulle begin werk in koninkryk. Ons moet besoek dat ons nie te vroeg in die koninkryk begin werk nie, ons moet eers kyk dat ons geaktiveer is. Gaan jy soms by die tafel gebed? Ek sal. Baie dankie ons almagtige God, Hemelse Vader, vir die wonderlike voorreg wat ons het om rondom U koninkryk, U woord, en mekaar te kan kom en mekaar te kan deel. Dankie ons Hemelse Vader. Dankie vir U liefde en genade wat ons elke dag ervaar. Dankie vir die voorreg wat ons het om op hierdie kant te kan wees. Dankie vir die lekker kos wat vir ons voorberei is. Seën asseblief voedsel ons liggame, maak asseblief ons hart opreg dankbaar daarvoor. In Jesus Christus se naam. Amen.